Kyk hier voors, waarvoor is hulle bang? Oh, nou weet ek wat dit is. Gou, in die gat in. Hoekom kruip julle weg? Julle hoef nie bang te wees nie. Nee, regtig nie. Dit is Gorgo die arend. Oh. Kyk hier so. Is ek wat met julle praat? Ek Niels. Nou sien ek. Hoekom vlug julle weg? Dis mos dom, want ons wil julle maar net iets vra. Is jy 'n dwergie? Nee, ek is nie regtig een nie. Ag, julle hoef nie vir hom bang te wees. Jy het nie veel plek vir hasse nie. Nee? Nee, ek eet nie haasvleis nie. Ek hou net van vis. Dis nou smaklik. Kom gou hier, kom kyk na die snaakse arend, kinders. Het hier dalk die afgelope paar dae 'n swerm wilde ganse verbygekom? Wilde ganse? Ja. Hier vlieg elke dag 'n klomp wilde ganse oor. Hulle kom uit alle rigtings. Jy weet mos hulle is op pad na die noorde toe. Ja, ek weet hulle is op pad soontoe. Hoekom staan jy dan so ver, hè? Daar vlieg 'n vet wit huisgans saam met die wilde ganse na wie ons soek. 'n Vet wit? Ek het hom gesien natuurlik. Wonderlik. Kan jy onthou wanneer jy hom gesien het? 'n Mens vergeet nie gou so 'n wit huisgans nie. Hulle was daar oogkant. Hulle het die nag hier geslaap en toe het hulle gisteroggend verder gevlieg. Ek neem aan Lapland toe. Mooi skoot. Nou weet ons darm hulle is op pad Lapland toe en dat dit met hulle goed gaan. As ons spring, dan mag ons hulle nog voor Lapland inhaal. Gou, kruip weg. Hy's weg. Ek voel sommer beter. Niels vlieg op Gorgo se rug, hoog bokant Helsingeland. Onder hom glinster alles in die oggendson. Die dennebome het helder groen lote en die berkewoude is vol vars jong blaartjies. Dit lyk te pragtig, dink Niels. Dit is pragtig. Gorgo, ek wil kyk wat daar aangaan. Kan jy nie oppas nie? Toe maar, ek sê jou nie slaan nie. Die dag is glad te mooi om so kwaad te word. Kom ek help jou oplaai, dan maak ons vinnig klaar. Die mense is so vrolik, het moet lekker wees daar by hulle. Ag, kom ons bly 'n rukkie hier toe, dit sal tog te lekker wees. Ag nee, ek wil vir Akka van Kebnekaise so gou as moontlik sien. Ag toe, Gorgo, een ou middag is dan mos nie soveel saak maak nie. Asseblief draai om, ek vra jou so mooi. Nou, goed dan as jy so mooi vra. Hou vas.
speel viool. Dink jy dis dalk Clement die viool speel? Nou wat op die aarde sou hy hier kom soek? Dit klink presies soos ou Clement se viool, dalk is dit hy. Hy is mos die ou vioolspeler op aarde nie, nee. Hier is seker ook musikante. Gorgo vlieg af en probeer land toe. Sien jy, dis so waar Clement wat viool speel. Dink jy sal ons nog onthou? Natuurlik sal hy. Ek is bly dat so 'n goeie vioolspeler soos jy vandag hier aankom. Want ons het vandag 'n baie goeie rede om sommer behoorlik fees te vier. Ek wil graag saam met julle kom en vir julle speel. Vir 'n lekker bord kos en 'n glasie wyn sal ek alles wat julle graag wil hoor op my viool vir julle speel. Dan kan jy sommer ook aan ons storiewedstryd deelneem. Iemand soos jy wat baie gereis het, kan seker baie stories Maar ek vertel. weet nie juis of die stories wat ek ken so interessant is nie, maar daar's 'n bietjie tyd om daaroor na te dink. Laat staan maar, ou kerel. Ek het die hele wintertyd gehad om vir my 'n storie uit te soek en al hou ek nou nie eintlik veel van lees nie, het ek 3 boeke deurgelees. Nou wat kan jy so waar dan lees? Ja, kom nou. Kom ons moet verder loop, anders is die dag net nou verby. Tot later. Ons sal vir jou wag. Stories, hulle. Clement Larsson. Ja? Goeiedag. Nou, toe nou, Niels. Ek het jou viool gehoor. Ai, ek moes dadelik daaraan gedink het. Ek moet jou verhaal vir hulle vertel. Maar dis nie 'n goeie storie nie. Dis te treurig. Ja, maar dit het 'n mooi einde. Ek het jou vrygelaat. Dis waar, ja. Hoekom kom jy nie sommer saam met my nie? Dan sal hulle mos die storie glo. Nee, ek wil nie hulle moet my sien nie. Maar niemand moet jou ook sien nie. Ons sal jou wegsteek en dan wys ons jou net 'n paar sekondes lank vir hulle as dit regtig nie anders kan. Jy gaan seker nie toelaat dat hy jou oppraat nie. Ons kan nie vir Clement in die steek laat nie. Maar jy wys my net as dit nie anders kan nie, beloof. Dan is dit regtig waar. Jy het nou net met die hamster gepraat, jy kan hom verstaan. Maar natuurlik weet jy dit dan nie. Wel, dit maak my storie natuurlik nog baie beter. Wil jy weet ek gaan wen? Vertel hulle ek is 'n dwergmannetjie en ek het jou altyd gehelp en vir jou geluk gebring en net goeie dinge. Wag, niets. Maar dit gaan regtig lekker wees. En Gorgo vlieg die hele tyd bokkados. O ja? En as hy vir jou wegvlieg, kan jy met jou voete laat toe loop. Gorgo, ek gaan saam met Clement in die berg op. Kom haal my daar voor dit donker word, maar moenie vergeet nie, moenie wegvlieg nie. Moet my nie hier los nie. As jy my nie vergeet, dan weet ek nie hoe kom ek in Lapland nie. Sê my, het jy vir my gejok, is jy dalk regtig 'n kabouter? Môre moet ons alweer afgaan dorp toe. Kom ons geniet eens maar die dag. Wie kan nou aanlik staan maar? Op my? Luister almal nou eers mooi. Ek het die afgelope winter hierdie Charlie gebrei en ek wil hom graag vir die man gee wat die beste storie vertel. Hier staan die nuwe eienaar van die Charlie. Ha! Moenie die vel verkoop voor die beer geskiet is nie. Vertel my tog nou waaroor hulle Hoekom luister jy nie self Ek nie? verstaan nie wat hulle sê nie. Ek's maar net 'n hamster. Oor hier dink jy ek gaan alles wat hulle sê vir jou herhaal want ek kan nie. Gaan lê jy liewer in slaap. Jy laat jou baie keer die steek neer. Ek voel hartseer gekreek. Ek begin nou met my storie. Kyk 'n bietjie hier, hè. Dit gaan oor hierdie Bybel. Hy staan verbrand. 'n spannende storie gaan wees. Wil jy luister? Ag, liewer nie. Nou ja, dit het een oujaarsnag honderde jare gelede gebeur, sommer net hier naby. Daardie oujaarsnag het 'n priester van Delsbo deur die digte woud gery. Die mense het hom na 'n sieke in die ver afgeleë buurdorp ontmoet. Hy het lank by die sieke gesit en met hom gepraat en dit was al baie laat voordat hy weer huis toe kon gaan. Dit was 'n stil nag en dit was ijskoud.
Die priester was diep in gedagte. Hy het gedink aan die preek wat hy die volgende dag sou lewer. Hy het glad nie opgelet waar hy ry nie. Hy het daarop staat gemaak dat sy perd wel die pad huis toe sou kry. Wat is dit nou met jou? Jy verdwaal. Jy het nog nooit voorheen so iets aangevang nie. Ons moes lankal by die volgende kerk uitgekom het. Het jy dan heeltyd in die ronde geloop, hè? Ja. Hoekom is jy so onrustig? Is jy dan bang? Kom nou, moenie so koppig wees nie. Nou, wat gaan ons twee nou doen, man? Moet ons nou maar net hier bly staan en wag? Dis koud en ek is moeg. Ek wil huis toe gaan. Hou tog op om jou soos 'n hardkoppige esel te gedra. Ek gaan nou voorloop en jy kom agterna, anders los ek jou net hier. Wat maak jy nou, my vriend? Miskien wil hy vir my iets wys. Goed dan, wys my waar jy heen wil gaan. Maar loop die slag ten minste om die bome asseblief. Die priester was verwonderd daaroor dat sy perd hom so snaaks gedra het. Dit wou lyk asof die perd hom voorgenem het om sy baas so ver as moontlik van die kerk en die pastoria weg te vat. Ek hoop ek kom daarom nog vroeg genoeg by die huis om betyds in die kerk te wees, het die priester gedink. Wat sal Delsbo se mense sê as ek te laat vir die diens daar aankom? Hulle het al hoe hoër geklim, en hoe hoër hulle gekom het, hoe ligter het die wild geword. Wat sy aardige skynsel is dit? Kon die priester alles baie duidelik sien, wou hy sy oë nie glo nie. Maar dit is heeltemal onmoontlik, het hy gedink. Dit moet my verbeelding wees. Maar toe is dit skielik asof haar skille van sy oë afval en hy het begin verstaan. Sy ma het hom vertel dat al Delsbo se plaasdiere elke oujaarsnag hier bo op die berg in die woud bymekaar kom, sodat die woudgees die diere kan aanwys wat in die komende jaar die roofdiere se prooi sou word. Is die storie te spannend vir julle of moet ek verder vertel? Hierdie woudgees moet iets diere so verskrikliks wees. Ga voort. Word wakker en luister, jy het nog nooit so iets gehoor nie. Dis te lekker sag en warm. Nou het die priester uiteindelik verstaan hoekom sy perd juis daardie nag nie na hom wou luister nie. Bly net kalm.
Die perd sy hele lyf het begin bewe. Nou's jy aan die beurt na jou arme ding. Toe maar moenie bang wees nie. Ek sê jou nie in die steek laat nie. Kyk hierna. Kyk baie goed hierna. Wat hierin staan is magtiger as jy. Skielik het die volmaan opgekom en in sy lig het die priester gesien hy en sy perd staan heeltemal alleen bo op die bergpiek. Daar was nie meer 'n enkele wilde dier te sien nie en daar was nie een spoortjie op die grond oor waar al die troppe diere rondgemaal het nie. Die priester het sy perd omgedraai en hy het nie meer geweet of dit wat hy gesien het 'n droom of werklikheid was nie. Hy het net geweet dat dit 'n waarskuwing aan die mense moes wees om hulle diere beter op te pas en die volgende dag het hy ernstig vir die boere van Delsbo gepreek om nie bang te wees nie, maar die wilde diere met alle geweld te bestry. Hier, dit bewys dat die priester geleef het. Die mense vertel verder dat die beere en wolwe in sy tyd uit die woud verdryf is. Na die priester se dood het hulle ongelukkig toe weer teruggekeer na die woud toe. En wie weet, dalk lewe die woudgees ook nog. Hy verdien beslis die Charlie. Ja, hy is baie dankie. Maar nou is dit die vioolspelers se beurt. Vertel vir ons jou storie. Arme ding, hoe het jy nou daarmee kompeteer? Luister eers en oordeel dan. Aida, kyk jy nie op as die jou lomp is? Ek is jammer, maar bly nou stil, hy begin nou met ons storie. Wat? Ek hoop nie jy vergeet om van my op te vertel nie. Ek wil so graag ook net een keer in 'n storie wees. Hoekom dan? Want sonder my sou jy niks gewees het nie. Ek help jou altyd uit die moeilikheid uit. My storie vertel die verhaal van 'n klein kaboutertjie. Ag, maar dis vervelig. Ag nee, daar's al so baie stories daaroor. Nee, julle ken nog nie my storie nie, want my klein dwergmannetjie is nie sommer 'n gewone dwergie nie. Ek het hom die eerste keer gesien toe ek in Skansen se park gespeel het. Dit het begin toe ek 'n visserman daar raak geloop het. Hy het 'n mandjie by hom gehad en ek het natuurlik gedink hy wou vis aan my verkoop, maar daarvoor het ek nie geld gehad nie. Nee, ek dink jy kan dit veel beter gebruik. Ek het in die mandjie gekyk en ek kon eenvoudig nie glo wat ek sien nie. 'n Kaboutertjie met vlasblonde hare en 'n piepklein hamstertjie. Die visserman het hom daai môre uit die water getrek. Hy het van 'n gaas se rug afgeval nadat hy weke lank saam met hom oor die land gevlieg het, op pad Lapland toe. 'n Swerm wilde gaanse het 'n mak wit huisgaans saam met hulle weggelok en die makgaans het die klein mannetjie saamgevat. Die visserman was natuurlik baie bly oor sy vangs. Hy het geweet dat hy baie geld vir hom sou kon kry. Sy plan was om die mannetjie vir die museum se kurator aan te bied. Maar omdat ek die ouetjie jammer gekry het, het ek die visserman oorreed om hom aan my te verkoop. Ek het hom al die geld gegee wat ek gehad het. Hy vertel die hele storie verkeerd. Nou maak hy asof hy dit uit simpatie gedoen het, maar ek het vir hom gewerk. Die arme kereltjie het toe al dae lank niks ordentliks gehad om te eet nie. Toe vat ek hom saam huis toe en ek kook vir hom 'n lekker aandete. So 'n leienaar, hy noem daai waterige sop 'n lekker aandete. En toe vertel hy my sy verhaal. Hy kom uit West-Wemmenok waar sy ouers op 'n klein plaasie boer. Soos alle boerseuns moes hy natuurlik die vee oppas, maar hy was lui en ongemanierd. Hy was baie ongehoorsaam en hy het nooit na sy ouers geluister nie. Hy wou nie kerk toe gaan nie en hy was baie lelik met die diere. Hy het hulle seer gemaak net wanneer hy kon. Ek kom so waar maar sleg daarvan af in sy storie. Een Sondagoggend vang hy toe 'n dwergie, 'n regte, egte dwergie. Maar hy was net so lelik met die arme kereltjie. Die dwergie het die seun gesmeek om hom vry te laat en hy het later selfs vir hom 'n goue muntstuk aangebied. Aanvanklik het dit regtig gelyk asof die knaapie die aanbod gaan aanvaar. Die goue muntstuk het aanloklik geglinster. Die knaap steek dit toe in sy broeksak. Die dwergie het gedink nou is alles in die haak. Maar die seun dink toe so 'n bietjie na en hy vra nog 'n goue muntstuk.
Die dwergie word toe so woedend kwaad vir hom daaroor, dat hy die seun net daar toer. Vir die plaasdiere was dit natuurlik soos 'n droom wat waar geword het. Uiteindelik kon hulle hom in eie munt terugbetaal vir sy sondes. Hulle het hom oor die werf gejaag en presies op daardie oomblik het die wit gansmannetjie van die grond af opgevlieg om die wilde gaanse Lapland toe te volg. Hoog in die noot het die knaapie die tou wat om die gansmannetjie se nek was gegryp en toe word hy saam boontoe getrek. En so het sy avontuurlike reis saam met die wilde gaanse na Lapland begin. Naby Stockholm val hy toe van die gaans se rug af en beland in die water. Die res van die storie ken julle al. Die visser het hom gered en ek het hom gekoop. Gaans kan nie tot in Lapland vlieg nie, dis 'n bogstorie. Wat het toe verder met hom gebeur? Waar is die kabouter nou? Dit weet ek nie so mooi nie. Ek het hom vrygelaat en hy sit seker nog hier iewers in die omtrek en wag dat die gaans hom moet kom haal. Ja, ek het baie meer van Bernard se storie gehou. Ja, ek stem saam. Ja, ek ook. Sy was baie beter. Die Bybel, sy storie is waar. Ja. Ek dink Bernard het die Charlie verdien. Nee, dit word donker, ons moet wegwees. Ja, jy's reg. Kom hier na toe, Gorgo. Ek is jammer, Clement, maar ons moet nou gaan. Stel my op asseblief. Wees versigtig. Ek sal. As jy my sou vra, dan dink ek Clement het die Charlie verdien. En as jy die storie weer 'n keer vertel, Clement, laat die stuk van die diere seermaak. Reg, ek sal so maak. Totsiens, Niels. Mooi bly. Ek's bly dat ek die Charlie vir jou kan gee, Clement. Oh, nou maar dankie. Nou weet ek ten minste vir wie ek die hele winter lank gebrei het. Bravo, sy storie was baie. Nou ja, daar het julle nou gesien dat daar vandag nog stories is oor dwergies wat julle nog nie ken nie. Hy het nie 'n dooie woord oor my gesê, die hele storie, die mense dink ek's nie belangrik nie. Ag, Krimmel, vir my is jy die heel belangrikste. Bedoel jy dit regtig? Ja, ek het elke woord bedoel. En nou vlieg ons Lapland toe. Niels en Krummel het al verder noord gevlieg op Gorgo se rug. Nie een van hulle het gedink daar kon nog iets gebeur wat hulle reis na Lapland sou vertraag nie. Maar toe ruik hulle skielik iets brand. Hulle sien vonkespad en 'n groot rookwolk. Eers was dit net 'n wit rookkolom, maar later word dit toe 'n swaar swart wolk wat al met die rand van die woud langs beweeg en al hoe groter en groter word. Maar daarvan sal ons julle volgende keer meer vertel.